Ai, liewe kyker, wat 'n voorreg. Dis werklik vir my 'n voorreg om in die huis te wees. Daar waar jy kyk. Ek stel dit hoog op prys, dat u aangeskakel het en nou luister. En hoe luister u? Hoe kyk u? U weet die waar ek sit, kyk ek na die Vader. In die naam van Jesus vertrou ek dat die Heilige Gees vir u 'n woord sal gee, wat u lewe kan beïnvloed. U weet, 'n kind, hy eet nou, môre eet hy weer, oormôre weer. Vandag eet hy pap, môre is hy weer lus, oormôre weer. As jy dink hoeveel pap jy al geëet het in jou lewe. En jy groei op, jy groei. En die Bybel, God se woord, hierdie woord, is vir my so lekker, ek ken sy reuk. Ek kan nog nie gewoond raak aan hierdie computers, om knoppies te druk nie, maar ek leer. Jy weet, daar's programme op jou selfoon, en jy kan van die toepassings aflaai, en jy kan elke skrif kry. Jy kan net 'n deel daarvan quoteer, dan sê hy, waar is dit? En jy kan sê, ek weet nie waar is hierdie skrif nie, maar hy sê so en so, dan kan jy dit kry. Ons kan die tegnologie tot ons voordeel gebruik. Maar, die punt wat ek wil maak is ons groei. Ons groei. Hier in Petrus is daar skrif. Hy sê, ons verlang na die melk van die woord. Kom ek kry hom net hierso. In die boek van Petrus. Ai. Dis vir my so mooi. 1 Petrus 2. My broeders. Ja, dis ook goed. En nou is ek hier in Jakobus. Dat ek hom kry. Petrus. 1 Petrus 2 sê hy, lê dan af alle boosheid, alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Wat is die onvervalste melk van die woord? Ai. En ons gaan bietjie daarna kyk. Ons gaan kyk na skrifgedeeltes, maar eerste, wat is hierdie onvervalste melk van die woord? Waarna jy moet smag? In die boek van Hebreërs, net so bietjie terug hierso. Hebreërs 5, praat met hulle, hy sê, vers 12, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. So, hierdie ouens, die Heilige Gees sê, julle het weer nodig om hierdie eerste beginsels te hoor. Hy sê, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Melk en nie aan vaste spys nie. Eers drink ou melk en dan vaste kossies, nê. Ek sal nooit vergeet nie. Jy weet, my een seentjie, ek het 3 seuns, nou die een seun, hy was so 'n baba. Man, en hy huil, en ons weet nie wat gaan aan en ons bid, ons sê, Here, wat gaan aan, en ewe skielik voel ek in my hart, die Here sê, gee vir die kind pap. Ja, en ek sê vir my vrou, kom ons maak vir hom slappap, gee vir hom pap. Nee, maar hy kan nie, die boeke sê, hy moet nie nou al pap eet nie. Ek sê, kom ons gee vir hom pap, man, en hy eet seker 2 klein bordjies pap op, en daar slaap hy, en hy's happy chappy, en hy's so gelukkig. Jy sien, melk, tot op 'n stadium, dan pap, dan vleis, vaste kos, maar ons gaan daarna kyk, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons dankie, dat ons voor U kan buig, ons oë kan sluit, en net te dink aan hierdie almagtige, U almagtige God, sê, kom na my toe. U sê, bid, vra, klop, en ons klop, Vader, in die naam van Jesus. Dat U Heilige Gees vir ons asseblief hierdie woorde sal oopmaak, sodat ons kan verstaan en beter kan verstaan en opgroei in U. In Jesus naam. Amen. Ons het hom erken.
En ons herken hom, die hele tyd nou. Jy weet, hy sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. En dis nie dat hy ver is nie, maar dis dat ons baie keer in ons gedagtewêreld ver is. En nou het ons met hierdie waarhede naby gekom. So ek lees vir u Hebreërs hoofstuk 5. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid. Ons wil ervare wees in die woord van geregtigheid. Hy sê, maar vaste kos is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou, ek en u moet ervare word in die woord van geregtigheid. Vaste kos is vir die wat deur die gewoonte, hy sê, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Deur die gewoonte geoefen, liewe kyker, ek wil hê dat u, as u hierdie woord van geregtigheid hoor, dat u dit deur die gewoonte sal beoefen. Hierdie geestesvermoëns wat u besit, deur die gewoonte geoefen. Goed, ek wil vir u lees, Hebreërs, hoofstuk 2, luister net hierna, vers 3, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? Ek wil met u praat oor hierdie groot saligheid. Hierdie groot saligheid. En 'n boek wat vir ons so belangrik is die boek Romeine, om dit te kan verstaan. Om dit te kan verstaan, hoe die evangelie werk. Maar eerstens, die boek Romeine praat nie oor die doping met die Heilige Gees nie. Hy skryf aan gelowiges. Paulus, deur die Heilige Gees geïnspireer. Nou, een van die groot salighede is dit. Handelinge 19. Handelinge hoofstuk 19. As ek dit vir u lees. Handelinge. Liewe kyker, Handelinge 19. Paulus kom by mense. Hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Liewe kyker, hier staan dit. En hy het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hierdie groot saligheid is dat u moet weet, ek het die Heilige Gees ontvang toe ek gelowig geword het. Of u moet kan sê, ek weet, ek is gedoop met die Heilige Gees. Nou, hoekom bring ek dit so in? Want in Handelinge 19 vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom. So, hy wou hê, dat hulle moet weet, het die Heilige Gees op hulle gekom. U sien, ons moet die belangrikheid van hierdie eerste stappe besef. Ons het weer nodig om terug te kom na die eerste beginsels. Ek het myself al gevang, ek is so lank al 'n Christen, dat ek vergeet, dat dit is hoe dit begin. Het jy die Heilige Gees ontvang toe jy gelowig geword het? Ek wil nou dit verander en sê, weet jy dat jy gedoop is met die Heilige Gees? Kan jy vir my sê, ek is gedoop met die Heilige Gees, soos Petrus kan sê, soos Paulus kon sê, soos die disippels in die boortrek kon sê? Liewe kyker, dit is so belangrik, dat ons dit vir onsself sal kan antwoord. Verskoon.
Ek en u, die basiese, die begin, die onvervalste melk van die woord, die groot saligheid. Waar het dit begin? Dit het begin, hierdie groot saligheid, het begin toe u Jesus as u Here aanvaar het. Nou, eerste in Romeine hoofstuk 10, hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dit is waar dit begin het. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Het u Jesus bely met die mond. Daardie groot saligheid het na u toe gekom, die oomblik toe u sê, Jesus, ek aanvaar u as my Here. Ek glo dat u vir my gesterf het, dat u begrawe is en opgestaan het. Kan u dit in u hart sê, liewe kyker? As u nie kan nie, kan u nou dit sê. U kan nou Jesus aanroep en vir hom sê, Jesus, ek wil hê u moet my Here wees, my baas, my meester van vandag af. Dan, hierdie mense wat Jesus Christus aanvaar het as hulle verlosser, in Handelinge, Johannes, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes. In Johannes hoofstuk 20. Nou wil ek vir u dit wys. Johannes 20 is die opstanding, het nou gebeur. Jesus kom en hy verskyn aan sy disippels. Ek wil vir u terugbring na die basiese beginsels. Die basiese wat Hebreërs 5 van praat. Die eerste beginsels. As jy die disippels sou terugbring na die eerste beginsels toe, sou hulle verseker hierdie dinge sê. Hulle sou praat van Jesus wat opgestaan het uit die dood en toe aan hulle verskyn het. En kyk hierso. En nadat hy dit vir hulle gesê het, wat vir hulle gesê het, vrede vir julle. Want onthou nou, hulle is nou hier, hulle wag nou, hulle is onseker. Hulle dink nou aan die skrifseker van Johannes 14, waar Jesus vir hulle gesê het, laat julle hart nie ontsteld word nie. In die huis van my Vader is daar baie woning, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek dit gedoen het, gaan ek weer na julle toe kom, sodat ek julle kan vat waar ek is. En dan sê die disipel, waar is u? Dan sê hy, ek is in die Vader, en die Vader is in my. Ek gaan terugkom, en dan gaan ek julle, want ek is die weg na die Vader toe. Julle gaan dan in die Vader wees, en hier kom hy verskyn nou aan hulle. En nadat hy dit vir hulle gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hulle ontvang toe die Heilige Gees. Sou jy met my saamstem? Ja, hulle het die Heilige Gees ontvang. Paulus in Handelinge 19 sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Maar Paulus het nie dit bedoel nie. Want in vers 6, Handelinge 19, bid hy vir hulle dat die Heilige Gees op hulle sou kom. En hulle toe met tale gespreek en geprofeteer. Nou, liewe kyker, Jesus het aan hierdie disippels verskyn. Hy is toe met hulle, plus minus 40 dae, is hy met hulle. Hy wandel saam met hulle, op hierdie aarde, in sy verheerlikte liggaam. Sy bloed gestort. Hy wandel saam met hulle. En hy kom, hy sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem. Vir wat? En dit wil ek vir u wys, maar Lukas, hoofstuk 24. Ek wil u nou wys. Hy sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem. Hy sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Nou, hy praat met hulle, net voor hy nou op sou vaar, weg. Hy sou
nou weggaan. Hy sê vir hulle, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hy sê, kyk, ek stuur hier 'n belofte, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle hierdie belofte ontvang het. Wat sê hy is dit? Julle moet in die stad bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Wat sou hierdie krag wees? Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Dit is die belofte van die Vader op hulle. Nou, wat sal gebeur? Hy sê, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hierdie was disippels waarop Jesus geblaas het, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So, hulle het die Heilige Gees gehad. Wayne, as jy luister, ek weet, hierdie is waarhede. April, as jy luister, hierdie is waarhede. Hierdie is die eerste beginsels. My liewe kyker, hierdie is so belangrik vir u. As jy nog nie die eerste beginsels, as ek vir u sou vra, het die Heilige Gees al op u gekom? Is u gedoop met die Heilige Gees? Behoort u die groot saligheid uit te spreek en te sê, ja, ek is gedoop met die Heilige Gees? Mense het allerlei dinge bygevoeg by dit. Maar dit sê, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ken u hierdie belofte van die Vader, wat hy gee, deur Jesus Christus? Nou, Matteus 3 vers 11 sê, Jesus is die doper met die Heilige Gees. Deur Jesus, deurdat jy Jesus vra, Jesus, laat die Heilige Gees op my kom, oor my kom. Hierdie belofte van die Vader, ek ontvang dit vandag. Liewe kyker, wat is die teken? Julle sal krag ontvang om my getuie te wees. Nou, dieselfde persoon wat Lukas geskryf het, boek Lukas, Dr. Lukas het dit geskryf, het ook die boek Handelinge geskryf. Nou, gaan ons na die boek Handelinge toe. Hier wag hulle nou, vir wat? Nie vir die Heilige Gees nie. Hulle wag vir die belofte van die Vader. Hulle het die Heilige Gees, want Jesus het op hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Jy sê, maar Jesus het nie op my geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees nie. Liewe kyker, toe hulle Jesus as redder bely, toe hy aan hulle verskyn, sy hande en sy sy wys, toe sê hulle glo. Die oomblik toe hulle Jesus met hulle mond bely, het ek vir gewys in Romeine 10, is hulle gered. En die Gees van God het in hulle daardie redding bewerk. Hulle het die Heilige Gees in hulle. En u, liewe kyker, as u Jesus as Here bely, het u die Heilige Gees in u. Want dis hy wat die werk doen. Dis hy wat in u kom bly, in u. Maar, hy's nog nie oor u nie. U sê, nee man, Piet, nee, jy kan nie so sê nie, hy is in my, is oor my, hy is. Ons moet die woord vat, die eerste beginsels vat. In Handelinge hoofstuk 8, kom daar mense tot bekering. Dit sê duidelik, hulle het Jesus aanvaar, hulle word gedoop in water. En die disippels hoor, dat hulle gelowig geword het. En hulle stuur 2 disippels, apostels, 2 disippels van Jesus, om na hulle toe te kom, om hande op hulle te lê, sodat die Heilige Gees op hulle sou kom. Handelinge 8, en ek haas my, maar ek dink, kom ons kyk daarna. Handelinge hoofstuk 8. Kyk nou mooi. Jy weet, as jy die waarheid hoor, dan sê ietsie binne vir jou, dit is die waarheid. Die iets is die persoon. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Maar die Heilige Gees getuig ook saam met ons gees, dat dit is die waarheid, dit is die woord van die Here. Ek onthou,
Ek preek vir klein dogtertjies, standaard 5's. Hulle sit so, graad 7. Hulle sit so voor my en ek vertel hulle stories van wat Jesus al gedoen het. En ek sê, Jesus wil met hulle praat en een meisie steek haar handjie op. Ek sal nooit vergeet nie, sy het so links voor my gesit. Sy sê, meneer, die Here het nou net met my gepraat. Jy kan 'n speld oorval. Ek sê, wat het hy gesê? Sy sê, daai tyd het hulle my oom genoem, oom Piet. Oom, ek vra vir die Here, is dit wat oom sê die waarheid? En ek maak my Bybel oop en kyk, hy sê dit. Luister, jonge dogters. Dit is die woord van die Here. Dit is die waarheid. Jo. Dan weet ek, soos nou, ek weet, ek staan nie alleen in dit wat ek hier sê nie. Die Heilige Gees is besig om vir u te wys, hierdie is die waarheid. U sien, Timoteus sê, in die laaste dae gaan daar swaar tye kom. Mense sal liefhebbers van hulle self wees, meer liefhebbers van genot as God, ensovoorts, ensovoorts. Hulle sal leringe van duiwels aanhang. Liewe kyker, ek wil nie hê u moet 'n lering aanhang van 'n duiwel nie. En nou, Handeling 8, vers 5 sê, en Filippus het afgekom in die stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En dan sê dit, en hulle is gedoop, vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue, vers 12. So hulle is gedoopte Christene, het gelowig geword, toe is hulle gedoop. Nou, vers 14, en toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle toe gestuur, hulle het afgekom en vir hulle gebid. Luister nou mooi, vers 15 en 16 moet jy saamlees. Hy sê, hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Vers 16, want hy het toe nog op, niemand van hulle geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. So, hy sê, hulle was nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Net soos die disippels. Johannes 20, blaas hy op hulle, ontvang die Heilige Gees. Lukas 24, gaan wag in Jerusalem vir die dooping met die Heilige Gees, vir die belofte van die Vader. Dan sê hy, hulle het hulle toe die hande opgelê, vers 17, en hulle die Heilige Gees ontvang. Nou hulle sê, hulle die Heilige Gees ontvang, maar dit was nie toe hulle die Heilige Gees ontvang nie. Hulle die doping met die Heilige Gees nou ontvang. Want hulle het die Heilige Gees gehad, want hulle het Jesus aanvaar as hulle verlosser. Maar kan nie sien hoe belangrik die disippels dit geag het, dat mense ook gedoop sou word met die Heilige Gees. Nou, Handelinge hoofstuk 1. Lukas haal aan uit die boek Lukas. Hy sê in Handelinge 1, hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het Jesus hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Jy sien, hulle so aards met hulle redenasies. Maar hoor wat sê hy? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Jy sien, dis die groot saligheid, die doping met die Heilige Gees. Nou wil ek u vra, het jy Jesus bely as die Here? Jy sê ja of nee. Doen dit nou as jy dit nog nie gedoen het nie. Die tweede ding is, Jesus is die doper met die Heilige Gees. Vra hom om u te doop met die Heilige Gees. Matteus 3 vers 11, dis in Markus 1 vers 8, dis daar, doping met die Heilige Gees.
Jesus is die redder, ja, aan die kruis, maar hy is ook die doper met die Heilige Gees nou. Is ontsettend belangrik, liewe kyker. Dan, vra hom om u te doop met die Heilige Gees. Handelinge 8, Filippus en die hofdienaar. Die hofdienaar sê, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? Filippus sê, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Hy sê, ek glo. En Filippus doop hom in water. Daar's hulle. Die eerste beginsels. Jesus as Here bely, groot saligheid kom na u toe. U is wedergebore, u gaan hemel toe. Gedoop of nie gedoop met die Heilige Gees nie. Gedoop of nie gedoop in water nie. U gaan hemel toe, klaar. Nou, doop met die Heilige Gees. Dis daar. Dis 'n groot saligheid, dis 'n geskenk aan u. Dan doop in water. Of eers doop in water, dan doop met die Heilige Gees. Handelinge, kan jy gaan lees, hoofstuk 10, oor die dooping met die Heilige Gees. Liewe kyker, voorspoed vir u. In hierdie mooi, goeie nuus. U kan nou gedoop word met die Heilige Gees. U kan nou gered word. U kan nou gedoop word in water, omdat u glo in Jesus Christus. Moenie wag nie. Roep hom aan. Ek sê, kom ons bid saam. Jesus, ek vra dat u nou, liewe kykers, sal doop met die Heilige Gees. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dat u deur die Heilige Gees met hulle praat. Vader, in die naam van Jesus, dankie vir die groot saligheid wat na ons toe gekom het. Amen. Mooi loop, liewe kyker.